Hierdie program word geborg deur DigiCards. Uiteindelik is dit my voorreg om met die patriarg van die Von Trapps van Hartenbos te gesels, Johan Engelbrecht. En die hele, hulle is eintlik die Von Engelbrecht gesin, want elkeen van hulle is 'n meester in die musiek. Johan, dankie vir daai kompliment, baie dankie. Maar ek kan hom verder vat, hoor. As jy wil. Ek kan vir jou sê dat aangesien jy die patriarg van die Von Trapps is of van die Von Engelbrecht is hier in Hartenbos, kan ek een ding sê, ek dink as ek nou kyk na die musiek wat vir hom geskryf is, die oorspronklike ou, is jy definitief meer musikaal as hy. Dankie Janie. Komende van jou, baie dankie. Ja. Nee Johan, ek speel. Kyk, hoe lank is julle nou hier so by die gemeente? En ons is nou 28 jaar hier in Hartenbos, ja. En gekyk, 28 jaar. Ja. So jy's 'n instelling absoluut hier so in Ag, dit was absoluut 'n voorreg dat ek so lank hier kon bly. En mense het al 'n paar keer gevra, gaan jy nie weg nie, gaan jy nie, dan sê ek wel, waartoe gaan nou nou van hier af, en ag, ek was gelukkig deur die jare, my rol het elke keer geskuif, so ek kon bly, en jy weet self, as 'n ou se vrou vas is en sy geniet haar werk, en jou gesin is gelukkig, dan skuif 'n ou moeiliker, so dit was 'n wonderlike voorreg dat ek hier kon bly, en my kinders hier kon laat skool gaan, en my meisiekind selfs nog tot en met graad 7 saam met haar skool toe te stap. Dit was 'n voorreg. As ek gedag het, sy raak net te groot, dan sê ek, man, stap nou. Dan sê sy, nee, papa, gaan jy nie saam stap weer nie. Maar dit kry my Johan, weet jy wat, nee. In die tyd wat ek hier so is en vir jou leer ken het en so aan. Ons program se naam is Alles wat mooi is. Yes. En jy en natuurlik Franco en vir al die hele gesin maak baie goed en alles waarmee jy dit doen het, maak mooi so in Hartenbos en dit daar's 'n groot legacy wat jy gaan agterlaat as jy die dag met die weggaan of as jy die dag jou hoof neerlê. Dit is regtig so. Veral wat musiek aan betref. Ek weet wat preek aan betref en wat jou rol as dominee aan betref, is dit een gesprek en 'n hele gesprek. Maar wat jou rol aan betref wat musiek hier in die Suid-Kaap is ongelooflik. Julle doen die ongelooflikste goeders. Ek bedoel, ek het al saam met jou gegaan PE toe om daar te gaan sing en waar jy daar so die orkes lê en wat jy daar so goeders doen en die lekkerste was hy toestel in Bos toe saam met jou. Dit was baie lekker. Ja, seker goed is wat ek weet. Regtig, julle doen verskriklik baie moeite. En dit bring my uit by die konsert wat julle nou gaan doen. Wat is die orkes se naam, Johan, wat bymekaar gesit is daar in George? Dit is die Heidenreich Symfonieorkes. Dit is eintlik maar, ek wil sê, hy word nou so genoem, maar hierdie orkes is eintlik 'n samestelling van instrumentaliste uit die omgewing. Dit is 'n gemeenskapsorkes. Die kore wat sing is uit die gemeenskap. Gemeenskapsorkes, maar vinnig baie hoë standaard. Ja, hier's ongelooflike mooi talent in hierdie Suid-Kaap van ons. En dit is jong mense, dit is kinders. Maar die lekker van simfonie is altyd dat jy eintlik ouens van 'n gemiddelde standaard tot 'n hoë standaard bymekaar kan sit en simfonie maak dit 'n ou een mooi simfonie maak daarvan. En dis 'n heerlike voorreg. Ek is, as jy nou net sê wat jy eers gesê het, dan dink ek dis my heerlike voorreg dat ek nie musiek hoef te maak vir 'n lewe om daar uit 'n inkomste te maak. Dit bly vir my 'n stokperdjie en dis my heerlike voorreg en dat ek voel so gevlei as ek saam met Jannie kan speel. Baie dankie. Jy wil nou net nie ek met jou moeilike vrae vra nie. Wat jy nou sê. Nee, ek bedoel maar dit is so jou hele familie is fantastiese musici. Franco, ek werk baie saam met Franco spesifiek nou. En dit is regtig so want julle is so 'n musikale familie en julle deel julle talente met die mense. Ek bedoel die nuwejaarskonsert wat jy elke jaar hier doen by die kerk self. Nou dis 'n ongelooflike ding, Johan. Dis regtig. Nee, baie dankie. Ag, dit was ons filosofie altyd dat ons liefde vir musiek, dat ons dit deurvat na ons kinders, dat hulle leer en ons met musiek kompeteer ons met niemand nie. Ek sê altyd ek haat eintlik om vir punte by Eisteddfod te speel of deel te neem of enige kompetisie deel te neem. Ons wil dit eintlik net doen om te geniet en dit is my filosofie wat ek probeer deurdra na my kinders en my gesin ook dat ons dit doen om te geniet en die wêreld om ons mooi te maak daarmee. En dit is so jy is die orkesleier van hierdie orkes.
Nee, hierdie keer Of speel jy net vir neem jou? ek deel. Nee, neem ek net deel. Neem jy net deel? Een van my kore gaan sing, so ek gaan hulle dirigeer en dan neem ek nou deel as violis aan die orkes wat dan ook simfoniese begeleiding gee vir van die koorwerke. En ons doen oorwegend van oom Chris Lambrecht se werke. Dis 'n fokus vir alles. Ek weet jy's nou gesels daaroor, Ja. want dit pas so perfek by wat jy doen. Yes. Chris Lambrecht is die doyon van kerkmusiek kerkkoormusiek. en Ja, kerkorgelmusiek en so. Dit is- absoluut. Ja, absoluut. En sy toonsettings, mens ken as jy in die klassieke musiek beweeg het enige tyd van jou lewe. Ja. Dan weet jy wie Chris Lambrecht is. Het jy met hom te doen Weet jy met hom gekry? of nie met hom, miskien met sy musiek. Ag, Die aandlied ja. is syne. Ja. Ek probeer nou dink aan wat is Psalm 23. Psalm 23. Daar is soveel Here, goed, ja. dit is soveel goed wat hy getoonset het Ja. en wat hy self geskryf het ook. Ja, En hy bly hier in Harold's baie gebly, hy bly nou in George. Dis reg, hy het nou geskryf. Kyk, oom Chris het ek dink hy's nou al 96 jaar oud. En die merkwaardige is dat hy tot nog, ek wil sê verlede jaar nog gekomponeer het. Dis ongelooflik. Hy sit met daai vleuelklaviertjie van hom en hy komponeer. ja, ek kry sommer trane as hy daar Sê sit vir en my hy speel. waar vind die Ja. konsert plaas? Dis nou in Moederkerk George. Ja. George Gemeente en dit is Saterdag. Saterdag 3 uur. Saterdag 3 uur. Dis reg. Goed, Saterdag 3 uur by die George Moedergemeente. Maak seker dat jy daar is, hoor. Ja. Maar sê vir my, wat van hom gaan julle alles doen? Dit is so 'n samestelling van ook 'n paar ander klassieke werke, maar dan nou fokus ons hoofsaaklik op sy werke dan. En interessant gevra dat ons kyk of ons nie simfoniese begeleiding kan bysit nie. Nou dit is nogal 'n uitdaging want selfs sulke mooi werke op sigself, baie van die koorwerke is eintlik a cappella werke. Maar ons het ons hand gewaag daaraan. Ek self het vir die aandgesang simfoniese begeleiding bygesit en Psalm 23 gaan ons dan nou doen saam met orgelbegeleiding, saam met ou Gerrit Jordaan wat daar is. Ja, want hy's nogal groot in die orgelmusiek gewees. Dis reg. Ja, oom Chris self. Ja. Hy is baie groot Ja. in die orgelmusiek. Ag en dan gaan ons gesamentlik die massakoor gaan byvoorbeeld die aandgesang mee afsluit. So dit gaan ongelooflik mooi wees. Ja, dis maar. Weer eens, ek kyk reguit vir julle. Kom aan. Gaan woon dit by, want ek gaan sê vir julle, mense kry min hierso so iets wat 100% akoesties gaan werk as mens saak. Absoluut. Die simfonieorkes binne in die kerk, simfonie saam met orgel, simfonie saam met soliste, simfonie saam met koor. Ja, goeie soliste, daar gaan baie goeie soliste wees. En soliste, ja. Ja, ek dink aan die Suid-Kaap Kinderkoor, die George Mannekoor, Eden Camerata, Sotto Voce, almal oulike. En van die soliste sal selfs Pieter Nelbaard dink ek sing. Dis reg, Alida Skeepers uit die Kaap uit, briljante sopraan, Natasha. Selfs daar's 'n jong meisie van Punt Hoërskool wat gaan sing ook. Oor wie ek is mal oor haar stem. Mika Oosthuizen gaan daai groot werk van Karen Zoid sing, want as ek droom saam met simfoniese begeleiding, ongelooflik. Jy het meeste van die transcribing gedoen of ek het van hulle gedoen. Ek het van hulle gedoen, die verwerkings gedoen vir orkes. Maar nee, meeste het dan reeds bestaan. Ek dink daar was so 3 van my verwerkings. Okay, fantasties. Ek weet almal, elke Jan Rapp se maat is deesdae 'n legend, maar jy's regtig jy's 'n legend in Hartbeespoort. Mense, ek kan nie dink jy praat mooi, praat nog. Nee, maar regtig, vandat ek hier is, ek kan nie dink dat ek al met iemand gepraat het wat nie weet wie hy is nie. Ag nee, dit mense sê nee, ek werk argumentsonthaalwe, ek werk saam met Franco doen 'n konsert. Wie's Franco? Nee, is Toby Johan van NG Kerk Hartbeespoort. Sy seun. Ja. Ja, hulle speel met almal. Hulle is mos die van Traps. Dis baie lekker met jou te gesels. Dankie, Janie. So onthou nou, die konsert Saterdagmiddag 3 uur by die Moedergemeente in George. So jy kan kaartjies aanlyn koop as jy nou nog 'n plekjie wil kry. Jy moet daai konsert. Dis 'n simfonieorkes met soliste, met kore, met alles. Jy moet daai konsert bywoon. Jy gaan dit regtig geniet. Nou ja, van hier van alles wat mooi is, totsiens.